Kom vorm ons en kom maak ons soos wat U wil, Here, want ons wil U aanbid, ons wil U verheerlik. Ons hart is vanmôre, Here, om ons Skepper met alles in ons te aanbid en te verheerlik. Laat U naam net verheerlik word. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Kom ons neem ons sitplekke. Kom ons bly net so 'n bietjie in aanbidding. Maak net jou oë net so vir 'n paar oomblikke toe terwyl die musiek saggies speel. Maak net jou oë toe en bly in die teenwoordigheid van die Here. Beleef net vanmôre so 'n bietjie die invluistering van die Heilige Gees. Wat fluister hy vanmôre in jou hart? Wat fluister hy in jou hart? Miskien is daar 'n oproep om nader aan hom te beweeg. Miskien kom hy net vanmôre en hy vou jou toe en hy sê vir jou, ek het jou lief. Wat fluister hy vanmôre in jou hart? Maak oop jou deur. Maak oop jou hartsdeur. Ek sien hoe hy wil inkom vanmôre. Toe hy by die tollenaars ingegaan het, toe hulle die deur vir hom oopgemaak het en hy ingegaan het in hulle huis, het hy hulle lewe verander. En ek sien vanmôre hoe die Here jou huis wil inkom, hoe hy jou lewe wil inkom. Hy wil kom verander, hy wil orde kom bring in jou lewe. Maar jy moet jou deur oopmaak. Jy moet jou deur oopmaak. Hy is nie bang om in te kom nie. Dit wat jy in die verlede gedoen het, gaan hom nie afsit nie. Dit wat jy vanoggend dalk gedink het wat verkeerd was, dit gaan hom nie afsit nie. As jy die deur oopmaak, kom hy in. En hy kom maak woning in jou hart. Hy kom hou maaltyd met jou. Hy kom maak jou los van dit wat jou so vashou. 'n Oomblik in die teenwoordigheid van die Here is beter as 1000 jaar. Want dit verander jou vir ewig. Dankie Here vir dit wat U doen. Dankie vir U liefde in ons lewe, Here. Dankie vir U genade met ons. Here, U is die belangrikste in ons lewe. Ons wil U ken, Here, ons wil U aanbid. Ons wil nie halfhartige offers bring nie, Here. Dis nie wie ons is nie, dis nie wat ons wil doen nie. Here, ons wil U verheerlik met alles in ons. U koninkryk is vir ons belangrik, U mense is belangrik. Here, mense daar buite is belangrik. Vader, word verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. 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 Is so mooi in die teenwoordigheid van die Here, so lekker. Dankie Sunay. Dankie aan die musikante vir julle deelname. Ek wil vir julle ietsie lees uit die Bybel uit. Maar dit is in Engels. Who speak the English style very delicious? Iets wat die Here met my gedeel het in die week wat verby was, of wat verby is toe ek dit gelees het. En iets wat my aangespreek het en
Iets wat my lewe verander. En ek wil dit vir jou lees, en ek wil hê, jy moet toelaat, dat die Gees van die Here vanmôre met jou deel. En dis iets wat Paulus geskryf het aan die gemeente van Filippi. En hy sê in Filippense 1, en ek gaan vir jou net so 'n paar verse lees. Hy sê, this letter is from Paul and Timothy, slaves of Christ Jesus. I am writing to all of God's holy people in Philippi. En luister mooi wat sê hy, hoe sien hy die kerk? Hoe sien hy die liggaam van Jesus Christus? Hoe sien ek en jy die liggaam? Hoe sien ek en jy kerk vandag? Kerk is dalk net, weet jy wat, dis 'n plek waartoe ons so nou en dan gaan, en dis maar net deel van ons Suid-Afrikaanse kultuur. Boonbehalwe die brandas en die coke en die braai, is dit dalk deel van ons kultuur. Ek hoop jy is deel van jou kultuur nie. Ek wil vir jou sê, dis wie ons is. Dis deel van die koninkryk van God. Dis ons kultuur. Dis wie ons is. Ons is hemelse burgers hier op aarde. Ons is veronderstel om verteenwoordigers van hom te wees, nie van die wêreld nie. As jy die wêreld verteenwoordig en die wêreld deur jou gesien word, dan is jy heeltemal van koers af. Maar Paulus skryf hierdie ding, en dis hoe ek jou wil sien vanmôre. Dis iets wat die Here net in my hart losgemaak het, en my gebed is dat ons mekaar so sal sien, ouens. Ons is nie net Piet en Gert en Koos en Jan nie. Dis nie wie ons is nie. Hoor wat sê hy vanmôre. I am writing to all of God's holy people. Sê bietjie holy. Kom aan, praat bietjie saam man, sê bietjie holy. Wat beteken dit in Afrikaans? Heilig. Wie's heilig? Ons. Ons is veronderstel om 'n heilige lewe te lewe. Ons is heilig. Deur die bloed van Jesus Christus. Ouens, ons moet nooit die bloed van die Here, kan ek maar die mooi woord gee, verdiskonteer nie. Dit goedkoop maak nie. Dit afwater nie. Maak asof dit iets is wat nie ons lewens verander het nie. Dit het ons lewe radikaal verander. En dis hoe ek jou wil sien. En dis hoe ek vir jou gaan bid. As heilige persone, as heilige mense in Christus. Hy sê, belong to Christ Jesus, including the elders and the deacons. May God, our Father and the Lord Jesus Christ, give you grace and peace. Nou sê hy, every time I think of you. Gou 'n gedagte. Hoeveel keer het jy hierdie week aan my gedink? Jolanda het aan ons gedink, want ons het 'n paar WhatsApps vir haar gestuur oor die watermeters. Volgende dag sê ek is eintlik bly om haar in die kerk te sien. Hoeveel keer het jy aan my gedink hierdie week? Hoeveel keer het jy aan die liggaam van Jesus gedink hierdie week, ouens? Net 'n vraag. Hoeveel keer het jy aan my gedink? Hoeveel keer het ek aan jou gedink? Maar Paulus sê hierdie ding, en dis Paulus se lewe gewees. Die liggaam van Jesus Christus, die familie van God was vir hom belangrik. Hoe belangrik is dit vir my? Ag, weet jy wat, ek is maar net in die bediening en ek oorleef maar net en daar is al 'n paar ouens wat lief is vir my en weet jy wat, die bediening is eintlik 'n eensame plek. Praat nou die dag met iemand en hy sê vir my, sy broer, ek weet sy broer is ook 'n pastoor en hy sê vir my, sy broer is moeg en al die goedjies en ek sê vir hom, ja, weet jy wat, die bediening is maar 'n alleen pad wat 'n ou loop. En keer die Here my om, toe ek hierdie gedeelte lees. Want dit raak baie keer alleen, omdat jy dit alleen wil hê. Jy begin solo deur die lewe te gaan, omdat jy dit so wil hê. Hoe
Hoe baie dink ons aan mekaar? Hoe baie bid ons vir mekaar? Net 'n vraag. Net 'n vraag. Kom ons lees gou verder. Hy sê, every time I think of you, I give thanks to my God. Whenever I pray, I make my request for all of you with joy, for you have been my partners in spreading the good news about Christ. From the time you first heard it until now. My versoek vir julle. Hy sê my versoek vir julle is met vreugde, want julle het my partners geword. Julle deelgenote geword van dit wat ons besig is om te doen. Daai geld, as jy dit in die offergawe mandjie gooi, en ek praat nie geld vanmôre nie, maar daai 10de wat jy betaal, as jy dit betaal, wat die Here toekom, is nie om die pastor 'n beter kar te gee nie. Dis omdat jy my partner geword het. Ouens, ons het 'n werk om te doen. Die wêreld is besig om verlore te gaan. Ons kinders is besig om verlore te gaan. Kleinkinders is besig om verlore te gaan omdat die kerk sy greep verloor het. Want ons sien onsself geïsoleerd en ons gaan geïsoleerd deur die lewe. Stap die pad alleen. Ons trek die wa deur die drif alleen. By jou werk, jy trek hom alleen deur die drif. Jy sukkel om hom deur te kry, jy kry hom eintlik nie deur nie. Die lewe is besig om jou moeg te maak en jou uit te put. Maar wat van? Wat van as manne en vroue wat mekaar begin ondersteun? Wat van as manne en vroue wat sê, weet jy wat, ek gooi daai geld hierin want ek is 'n partner, ek is 'n deelgenoot, ek is 'n werker in die koninkryk van God. Wat van ek is betrokke? En ek dank die Here vir mense wat inkoop en mense wat betrokke raak en wat besig is en sê, waar kan ek 'n plekkie kry om myself beskikbaar te stel vir die koninkryk van God, vir die werk van die Here. Ek dank die Here vir mense wat inkoop en sê, ek wil 'n deelgenoot wees. Ek wil deel daarvan wees. Mense wat gee en sê, weet jy wat, ek het 'n saak met God se koninkryk, dis vir my belangrik. Ek wil 'n deelgenoot wees. En nou kom hy en hy sê, be my partners in spreading the good news about Christ. Sien jy jouself vanmôre as 'n partner? Kom aan, wees eerlik vanmôre. Sien jy jouself, ek gaan jou nou in die oë kyk. Sien jy jouself as 'n partner in spreading the good news of the gospel of Jesus Christ? Sien jy jouself as 'n partner? Moenie vir my kyk nie. Ons moet soek hy skrifgie in die woord. Jy sien daar moet iets gebeur in die kerk. Daar moet iets gebeur in die kerk. Want ons is 'n liggaam. Ons is 'n liggaam. En ek praat met jou omdat die Here met my gepraat het. Jy kan daarmee maak net wat jy wil. Ek hoop die evangelie tref jou vanmôre in die hart. Hierdie jou Engelse Bybeltjie tref jou vanmôre in die hart soos dat hy my in die hart getref het. Hy moet jou daar in die engine kamer. Hoor as die ouens sê ons gaan jag en as ons skiet net in die engine kamer. Toe wonder ek nou waar is die engine kamer? Toe vertel nee, dis waar die hart is en die longe is en die lewer is. As jy daar skiet is jy veilig, né? So ek hoop ek skiet jou vanmôre so geestelike shot hier in die engine kamer, hier in die vitals in, né? Sodat dit jou lewe sal verander saam met my. Nooit weer sal ek sê die bediening is 'n eensame pad nie. Want weet jy wat, hier is manne en vroue wat lief is vir my. Hier is mense wat lief is vir my en hier is mense wat lief is vir jou. En ons moet versigtig wees wat ons sê. Want dit wat ons sê, dit begin ons glo. Hallo? Dit wat ons sê, ons kondisioneer onsself.
Ons kondisioneer onsself van, weet jy wat, is 'n eensame pad, dis 'n alleen pad. En kom ek jou sê, as ek vandag met baie van julle hier kan persoonlik gesels, sal jy vir my sê ek is eensaam. Ek het 'n vrou en kinders in die huis, maar ek is eensaam. As mense om my, maar ek is alleen. Dit voel ek stry die stryd alleen. Dit voel vir my ek loop die pad alleen. Ons is nooit gemaak om die pad alleen te loop nie. Ons is gemaak om dit saam te loop. Ons is gemaak om saam te huil as ons moet huil. Ons is gemaak om saam te lag as ons moet lag. Ons is gemaak om te celebrate oor dit wat God in elkeen van ons se lewe individueel doen. Dis wat ons moet doen. En Paulus het hierdie ding vir die gemeente, vir die liggaam van Jesus Christus. Daar's vir hom niks belangriker as die mens wat sy hart en sy lewe vir die Here gegee het nie. Kom ons gaan verder. From the time you first heard it until now, and I am certain that God who began the good work within you. Jy sien, hy dink net goed van mense. Wat dink jy van jou broers en jou susters wat om jou sit? Dis nou vir jou 'n skynheilige persoon, daai. Weet jy wat daai pastoor? Hy hou hom ook maar net so heilig. Hè? Nee, ek weet julle dink dit nou nie van my nie. Ek kleer net die prentjie in, man. Right. I am certain that God who began the good work within you will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus return. Ek is seker daarvan dat die werk wat hy in jou begin het, dis hoe hy oor mense voel, hè? Dink net jy kan so oor my voel. En ek kan so oor jou voel. Die man Gerard, ek is oortuig daarvan. Die werk wat hy in jou begin het. Check waar staan hy al? Hy staan al hier voor. Nee, hy speel al die gitaar. Hy het gesê oor 6 maande wil hy bedien. Nee. Die werk wat ek in jou begin het, Gerard, sal ek volëindig. En hy bid dit vir sy gemeente. Hy bid dit vir mense, Dian. Daai werk, man, ek is oortuig daarvan dat die werk wat God in jou lewe begin het, hy gaan dit volëindig. Die doopbad is maar net die begin daarvan. Maar God is besig om 'n pad met jou te stap. Daar's 'n sensitiewe gees in jou ingesit en die Here gaan jou bonatuurlik, ek is oortuig daarvan die werk wat in jou begin het, gaan hy volëindig, Johan en jou ook. Kan ons dit vir mekaar sê vanmôre? Miskien moet ons dit so 'n bietjie meer vir mekaar sê. Jy weet, partykeer wonder ek wat dink my gemeente van my. OK, julle hoef nie te sê nie. Maar as ek na Paulus se lewe kyk en ek kyk na 'n veranderde lewe. Ek kyk na 'n lewe van 'n man wat daar by die Damaskuspad gesit neergeval het en sê, Here, wat wil U hê? Here, wat wil U hê? En miskien moet ek en jy ook weer 'n bietjie voor die Here neerval en sê, Here, wat wil U hê? Ek is so besig met my eie reisies. Ek is so besig om my eie naam op te bou, of wat dit ook al mag wees vanmôre. Maar Here, ek wil net so 'n bietjie stil word en ek wil hoor, wat wil U in my lewe hê? Wat wil U van my hê? Dis 'n goeie vraag om te vra. Dis 'n goeie vraag om te vra. Dis 'n goeie vraag om elke oggend te vra. Here, wat wil U hê daar waar ek vanmôre beweeg? Wat wil U hê moet ek vir U doen? Wat wil U hê? Ek is oortuig. Die werk wat in jou begin, sal hy volëindig. Ek wil dit van jou dink. En as ek my hele persepsie moet of my hele uitkyk oor Douglas en oor mense moet verander, dan het ek dit hierdie week gedoen. Toe ek hierdie gedeelte lees, toe besef ek, weet jy wat, ek bid te veel vir myself. Ek bid te veel vir myself, ek moet vir jou bid. En as jy op die regte plekke bly sit, dan neem ek 'n foto in my gedagtes en ek kan so begin. Sê, Here, ek bid vanmôre vir Dian, Here, ek bid vir Gerard, ek bid vir Nikkie, noem hulle by die naam. Ja, en dan gaan jy nie, dan kom ek jou sê, Johan het gesê, is vir hom moeilik om 'n uur te bid. Maar laat ek nou vandag vir jou sê, as jy begin om vir mense te bid, vir Frikkie, Here, gee vir Frikkie genade, dra hom deur, versterk hom. Here, U ken sy hart, U ken sy behoeftes.
vir Chris. Dis 'n man wat U nodig het, Here. Gaan jy 'n uur maklik, lag, gaan jy dit bid. En weet jy wat, dit verander iets in jou hart van die mense vir wie jy bid. Traai dit 'n bietjie. Verander iets in jou hart van die mense vir wie jy bid. Jy begin hulle lief te kry. Jy begin hulle lief te kry. Dis nie vir jou alright as hulle sukkel nie. Dis nie vir jou alright as hulle geestelik swaar trek nie. Dit het tyd geword dat ons nader aan mekaar begin groei, dat ons mekaar lief sal hê. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my kinders is, wanneer julle mekaar lief het. Ai, dis so lekker. Die werk sal begin. So it is right that I should feel as I do about all of you. Dis goed dat ek voel soos wat ek oor jou voel. Daniel, is goed dat ek voel soos wat ek voel oor jou. En jy moet aanhou probeer. Aanhou probeer. Dis goed dat ek voel. Ek sien 'n man wat besig is om te verander. Ek kyk nie na dit wat verby is nie. Wat agter my lê nie. Kyk nie na dit wat agter is nie. Ek kyk na 'n man wat besig is om God te soek. En jy moet aanhou soek. Toe ek hierdie week vir jou bid, toe sien ek iemand wat besig is om, dit lyk asof iets aan jou trek en jy breek en jy's besig om vorentoe te beweeg. En die Here sê hy trek jou vorentoe. Die verlede gaan jou nie agterhou nie, gaan jou nie terughou nie. Die Here trek jou vorentoe. Dis vir my goed om so oor jou te voel. So it is right that I should feel as I do about all of you, for you have a special place in my heart. Jy het 'n spesiale plek in my hart. Het ek 'n spesiale plek in jou hart? As ek hom nie het nie, moet ek hom kry. Want ons is eintlik geestelike familie, dis wat ons is. As jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het, as jy gewas is met die bloed van die lam, van Jesus Christus, dan het ons dieselfde geestelike DNA. Is dit nie so nie? Ek dink so. Ons is veronderstel om dieselfde waardes te hê. Ons is veronderstel om dieselfde beginsels te hê. Ons is veronderstel om dieselfde geestelike taal te praat. Ons is veronderstel om mekaar lief te hê soos wat jy jou kind liefhet in jou huis. Ons het familie geword, geestelike familie. For you have a special place in my heart. You share with me the special favor of God. You share with me the special favor of God, die guns van die Here. Jy deel dit met my. Ek deel dit met jou. As ons vanmôre hier sit, kan ons praat oor die guns van God in ons lewe. Die feit dat die Here ons vanmôre hier bymekaar getrek het, dit kon soveel anders gewees het. Daar kon chaos gewees het, dat jy nie vanmôre hier kon wees nie. Jy kon iemand aan die dood afgestaan het, dat jy nie vanmôre hier kan wees nie, maar jy het guns uit die hand van die Here ontvang. Dit wat jy het, dit wat jy doen, dit waarmee jy besig is, ouens, dis guns, en kom ons loof en prys die Here vir dit wat hy ons toevertrou het, vir dit wat hy vir ons gee, waarvan ek en jy rentmeesters moet wees. Kom ek lees gou-gou. So it is right that I should feel as I do about all of you, for you have a special place in my heart. You share with me the special favor of God, both in my imprisonment and in defending and confirming the truth of the good news. God knows how much I love you. Is dit nie mooi nie? Kan ek vir jou sê, ek het jou lief? Nikkie, kan ek vir jou sê, ek het jou lief? Met die liefde van Jesus. Weet Gerard sit daar. Maar hy verstaan wat ek bedoel. Want ek het hom ook lief.
Is dit vir my so diep. En dis die goed waar ek wil uitkom. Dis waar ek wil wees. En mag die Here my en jou help dat ons by dit uitkom, sodat die liggaam van Jesus gesond kan funksioneer en ons iets in hierdie wêreld kan doen na mate die dag van die Here besig is om nader te kom. Daar's iets wat moet gedoen word. En ons gaan dit doen as ons saam is, ouens, as ons saamwerk, as ons die waas saam deur die drif kan trek, saam kan sê, die koninkryk van God is vir my prioriteit. Ja, ek het 'n werk wat ek moet doen. Maar dis in my hart, dis in my DNA, dis wie ek is, dis wat ek doen, waar ek ook al beweeg, ek gaan 'n draer van die goeie nuus van Jesus Christus wees. Ekskuus. Ek het voorberei hoor, maar hierdie ding lê op my hart. Okay, nou kan ek nie sien nie. God knows how much I love you and long for you with the tender compassion of Christ Jesus. I pray that your love will overflow more and more. That's what ek bid. And that you will keep on growing in knowledge and understanding. For I want you to understand what really matters. Wat maak regtig saak, so that you may live pure and blameless lives until the day of Jesus Christ's return. May you always be filled with the fruit of your salvation, met die vrug van jou saligheid, man. Dis 'n dierprys wat vir jou betaal is. Dis nie cheap nie, dis nie goedkoop nie. Toe Jesus aan daai kruis gesterf het, was dit duur gewees. En tog kom hy en hy sê vir jou, dis gratis. Ek wil hê jy moet dit hê. Ek wil hê jy moet dit kry. Ek wil hê dit moet deel van jou lewe wees. Mag daar vrug op jou saligheid wees. Mag dit nie te vergeefs wees dat die Here die prys vir jou betaal het nie, maar dat daar vrug sal wees wat by hierdie saligheid pas. 'n Vrug van liefde, 'n vrug van oorwinning, 'n vrug van geestelike krag en sterkte in wie hy is. May you always be filled with the fruit of your salvation. Ek's amper klaar. The righteousness character produced in your life by Jesus, 'n geestelike karakter. For this will bring much glory and praise to God. Ons het vanoggend gesê as dit jou laaste oomblik is, of as dit nou vanmôre jou laaste oomblik was, hoe sou jy die Here aanbid? Jy weet, môre is jy nie meer daar nie. Môre staan jy voor jou Skepper. Hoe sou jy hom aanbid? Mag jou lewe 'n lewe van aanbidding wees. Ons is hier vir God se plesier. Ons wil hê God moet oor ons lewe glimlag. Ons wil hê hy moet oor die liggaam van Jesus glimlag. Maar ek wil vandag vir jou sê, God het jou nie net gemaak vir sy plesier nie, God het jou gemaak om familie te wees. Hy wil hê jy moet deel van die liggaam wees. Hy wil hê jy moet deel van dit wees waarmee hy besig is in hierdie aarde. En ouens, kom ons sê nou maar vir mekaar, God verloor nie. En ek en jy in die koninkryk van God gaan nie verloor nie. Ons oog is gefestig op die begin en die volëinder van ons geloof, Jesus Christus, wat vir ons die prys betaal het. Ons het die lewe in hom. Ons hoef nie op ander plekke te gaan soek daarvoor nie. Ek weet, baie mense gaan soek op ander plekke, maar ons hoef net by hom te kom en te sê, Here, gee my lewe. En it is amazing hoe die Here vir jou lewe gee, wanneer jy met mense begin deel, en jy sien hoe die evangelie van Jesus mense se lewens impakteer, wat se verskil dit in jou lewe maak. Dit is wonderlik om 'n ervaring te kry van liefde, wanneer jy vir mense begin bid. Sê, Here, ek dink aan hierdie mense. Here, ek bid vir Andrei, ek bid vir sy plaas, ek bid vir sy boerdery, ek bid dat U hom sal seën. Here, ek bid vir Fossie.
Kom ek vra jou vanmôre, verander so 'n bietjie jou uitkyk oor jou gebedslewe, as ek dit so kan stel, jou persepsie. En begin so 'n bietjie verander te bid. Want hulle maak saak. Hulle maak saak. Hierdie kinders maak saak. Kom ons begin bid vir mekaar en jy gaan sien hoe dit jou geestelik stig en hoe jy mense begin liefkry. Ontwikkel 'n liefde in jou hart vir mense soos wat jy nie gedink het dit kan wees nie. Ons is gemaak vir God se familie. Mag die Here jou seën. Amen. Vader, dankie vir u woord. Here, ek wil lief hê. Geen grens in die Here. Geen vooropgestelde idees van, Here, want ek sien vanmôre 'n klomp mense, bloedgewaste kinders van die Here voor my. Heilig in Christus. En Here, ek wil hulle lief hê. En my gebed is dat u liefde net in en deur ons sal spoel. En Here, dat die wêreld sal sien, daar's mense wat uitverkoop is aan u, omdat hulle lief het, soos wat u lief het. Vader, my gebed is dat u in alles verheerlik sal word. Hierdie woord vanmôre, Here, dit wat Paulus geskryf het, dit wat in my hart vanmôre resoneer. Here, dat dit ook in elke hart sal wees. Dat dit elke hart sal vul. Ek bid vanmôre soos Paulus gebid het, Here, vir wysheid en kennis en vir verstand van dit wat u wil hê. Dat hulle u wil sal ken. Dat hulle u hart sal ken. En dat hulle soekers daarvan sal wees tot op daardie dag wat u hulle gaan kom haal. Word verheerlik vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Baie baie dankie. Kom ons gaan oor tot die bediening van die nagmaaltafel. Die broers wat my gaan help